Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Van die heelal, oorwinnaar oor die dood, almagtige God, almagtige God. U is die een wat vir ewig vir ons sorg. U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk is in die grootheid. Vol vertrouwe sal ek volg. Almagtige God, almagtige God. In die arms voel ek veilig, hier by U is ek verlos. En U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk is in die grootheid, die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, ons aanbid U. Die wêreld sal nie verstaan. U hou ons veilig, wanneer donkerte oor ons daal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Die dood kan ons nie wen nie, sy angel is uitgehaal. Goeiedag Familiekerk. Great om jou aanlyn saam met ons te hê. Familiekerk is deel van die groter Vredelust groep.
En ons is passievol daaroor om mense te begelei op hulle geestelike reis. Die tema vir jaar wat ons ontgin het is om dieper en verder te gaan met jou verhouding met die Here. So ons gaan nou vandag 'n bietjie kyk en luister en ook 'n paar van die sondae wat voorlê, hoe om dieper met jou finansies te gaan. Is daar een ding is wat almal van ons saambind en wat almal van ons ook baie keer bekommerd het, is dit finansies. As jy by die supermark kom, het jy geld nodig. As jy wil petrol ingooi in jou kar, het jy geld nodig. En baie keer raak dit vir ons, raak ons vasgevang in hierdie hele ding. Pieter bedien vanoggend, Pieter Wolfaart by Familiekerk Lewendig, hierdie boodskap wat hy verlede Sondag by Vredelust gelewer het. Kyk gerus daarna en ek glo dit gaan jou bless en seën. So Jesus was in die tempel gewees, iets wat hy graag gedoen het, as hy tempel toe gegaan het, dan het hy daar gekom, en hy het maar sit en dophou wat die mense doen daar in die tempel, reg? En in die tempel was, ons draai weer, in die tempel, sê hulle, daar was by die een voorhof van die tempel, was daar sulke groot, nie kastrolle nie, dis die beste voorbeeld wat ek nou vandag vir julle kon kry is 'n kastrol, okay? Maar daar was sulke goeders gewees waar mense hulle coins ingegooi het. Nou, net om vir julle te herinner, vir die van julle wat jonk is en net met plastiek betaal, daar was 'n tyd actually gewees wat mense coins gehad het, en in daai tyd was daar net coins, daar was nog nie eers note gewees nie. So dis min of meer so iets wat die geldeenheid van daai tyd gelyk het. Alles was gebaseer op coins. Okay, alles wat is 'n coin in Afrikaans? 'n muntstuk, daar sê. So daar was muntstukke gewees, en hierdie muntstukke was basies dit wat die mense gehad het, nê? Nou ons sien dat Jesus in Markus 12 sê dat Jesus het reg oor die offerkis, het hy gaan sit en gekyk hoe die skare hulle geld in die kus gooi. Ouens, daar was geen skaamte gewees by mense daardie tyd om hulle geld te gee nie, reg? So dit is, ons sal ook sien, Jesus praat meer oor geld as oor enigiets anders in die Bybel. Dis hoekom ons onbeskaamd praat oor ons geld, want ons weet, dis deel van ons daaglikse lewe. Dis deel van wat ons doen. Ons hele lewe dink ons maar die hele tyd aan ons finansies, is dit nie so nie? En hierso sien ons, Jesus gaan sit en hy het gaan kyk hoe hierdie ouens hulle geldjie ingooi. Nou, net so interessantheid, ek het nou, hierso het ek nou 'n sak munte, ek kan nou nie daar neersit en hy is te swaar, maar die advertensie is nou nie belangrik nie. Right, so, in hierdie munte, hierdie sak wat ek way back al by mekaar gemaak het, is daar 2 sente en 5 sente en 10 sente, toe het ek vinnig gou 'n bietjie weer gaan kyk, wat ek kry vir 'n 2 sent deesdae. Enige iemand vir my kan sê wat jy kan koop vir 'n 2 sent? Help my gou. Potty, kan jy 'n toffie koop vir 2 sent? Nee, kon jy 'n toffie koop vir 2 sent? Dankie Potty, raai. Daar was 'n tyd gewees wat jy so 2 sent gehad het, en my maat, as jy 2 sent gehad het, het jy geld gehad, dat ek nou vir jou vertel, nee. Hulle sê hier in die 70's, onthou julle daai melkbottel? Nee, wat jy, 'n liter melk het 8 sent gekos, right? Maar nou word 2 sent was jou klein geld gewees as jy 10 sent gegee het. Maar ou, jy was ryk as jy coins gehad, as jy munte gehad het, as jy 2 sent, al was so baie geld, dat was op 'n stadium kon jy 'n half sent ook kry, right? Maar nou word 'n half sent beteken jy kon iets koop daarmee. Ek dink jy kon nog 2 van daai Wilson choffies kon jy gekoop het, maar in elk geval, dit was heerlike goed. Maar so was daar hierdie weduwee gewees, nee. En Jesus sit en hy kyk, en in die proses het baie van die welgesteldes groot bedrae ingegooi. En julle sal nou sien daarso, dis min of meer hoe dit gelyk het, daardie trechter effek wat hulle daar in die tempel gehad het. Hulle sê, dis amper soos 'n trompet ding gelyk, waar jy dan nou jou geld kon ingooi, en dan kon almal nou hoor hoe belangrik en hoe groot jy is, soos wat jy jou geld ingooi. Ek mors nou nie met die geld nie, James, relax. Right, so wat gebeur is, hierdie ouens, hierdie welgesteldes, hulle het in die aard van die saak, het hulle al verbygekom, en dan het hulle nou seker gemaak, dat almal hoor, soos wat hulle geld
in hierdie ding sit, maar Jesus het net rustig gesit en vir hulle gekyk en nie regtig gereageer op dit wat daar gebeur het nie. En toe, sê die Bybel, daar kom 'n dame verby, 'n weduwee, en sy vat 2 munte. Hulle praat van 'n widow's mite. En sy die aardwiesaak kom verby, en ek dink nie wil jy almal moet haar sien nie, en sy gooi haar 2 munte in, en sy beweeg toe aan. En kyk gou wat Jesus hierso sê. Hy sê, "Jy, manne, kom hierso, kyk gou hierso." Daarop het Jesus sy disippels na hom toe geroep en vir hom vir hulle gesê, "Weet verseker dat hierdie arm weduwee het meer in die offerkis gegooi as al die ander." Julle sien, almal het ingegooi van hulle oorvloed. Maar sy, so arm as wat sy is, het alles ingegooi wat sy gehad het. En alles waarvan sy moes lewe. Ek weet nie wat hulle melk daai tyd gekos nie, maar wat ek hierso verstaan en sien, is dat hierdie vrou was 'n blymoedige gewer gewees. Sy was herinner aan die tyd, aan die weduwee wat haar alles gegee het, toe die profeet by haar gekom het en gesê het, "Gee vir my jou melk, en jou meel en jou olie." En sy het geweet waarvan af haar afhanklikheid kom. Sy het verstaan dat ek gee, ek is blymoedig as ek gee, want ek weet een ding verseker, hy is Jehovah Jireh. Hy is die een wat voorsien. Ja, ek weet, hierso by julle vandag vredelis, as ek net so kyk, dan weet ek, hierso is mense wat geweldig vermoënd is. En jy moet verstaan, Jesus het nie vir 'n oomblik hierdie ouens wat baie gegee het, veroordeel nie. Dis nie wat hier aangaan nie, hoegenaamd nie. Inteendeel, as jy baie het om te gee, doen dit. Dis 'n absolute gawe wat jy het. Jy is een van die ouens wat dalk by die voorrade bly, maar die vermoë het om te kan bydra. Dis wonderlik, dis fantasties. Maar Jesus lê net klem hierso op hoe belangrik dit is dat die manier, die gesindheid waarmee ek gee. En hy het hierso gesien, hoorie, hierdie persoon, hierdie vrou wat kom gee het absoluut uit haar hart uit gegee. Want sy het besef waar lê haar afhanklikheid. Sy het besef waarvanaf kom daai geld wat in my rekening inbetaal word. Ja, dit kom miskien uit my vermoë en die fantastiese besigheid wat ek het, maar op die einde van die dag, wie het vir jou daai vermoë gegee? En ek dink dis die geheim. So ek wil afsluit met hierdie gedeelte in Korintiërs, wat sê, die saak staan so, in 2 Korintiërs 9 vers 6, beskryf dit vir ons uitstekend. Hy gee vir ons die beginsel, hy sê, wie suinig saai, sal karig oes. Ek was die week, het ek gebly daar by ou Simon, hy is 'n koringboer en die manne oes op hierdie oomblik dat dit klap. En hy is die een wat vir jou sal sê, my ou, daar's nie 'n manier wat ek enigsins iets gaan oes op hierdie land, as ek nie iets in hierdie land insit nie. Dis 'n beginsel wat ons reg deur die woord sien, wat die Here vir ons sê, jy moet dit plant, gebruik daai saad, en daai saad wat jy saai, as jy karig saai op hel, gaan jy karig oes. Dis 'n beginsel van die woord. Dis nie iets wat ons probeer opmaak nie, dis hoe dit werk. So vredes, dis hoekom ons vir julle sê, ons is opgewonde om oor finansies te praat. Ek sien iemand hier so vanoggend wat 'n week terug met my gedeel het oor die uitdaging wat hulle het by die werk, waar hulle 25% sny van sy inkomste. Waar anders moet ek gaan? Waar anders moet ek gaan om te gaan vra, Here, wat nou? Waar is my afhanklikheid? En ek voel daai pyn vanoggend saam met jou. Ek wil dit vir jou reguit sê. Jy weet presies van wie ek praat. En ek sê vir julle vandag, wanneer ons gee, wanneer ons saai van ons finansies, dan maak ons 'n keuse om dit met 'n blymoedige hart te doen. En dan gaan hy sê verder daarso, elkeen moet gee, wie ruimhartig saai, sal volop oes. En elkeen moet gee soos wat hy in sy hart besluit. Nie uit spyt of uit dwang nie, van God het 'n blymoedige gewer lief. Vriende, vanoggend as ons hierdie diens afsluit, wil ek vir jou nooi om te sê, om jouself te herinner dat bless the Lord, O my soul. Worship his holy name, sing like never before. Want ek weet my afhanklikheid. Ek weet dit wat ek het
kom net van God af en daarom kan ek kies om 'n blymoedige gewer te wees. Kom ons maak ons harte oop vir eetlust. Kom ons staan en ons aanbid die Here Jesus en ons verklaar, blessed be your name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I will worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Oh bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your